Hallo en baie welkom by die Bietjie Magrietjie digitale tydskrif se 8ste uitgawe, Mei 2024, waar ek graag vir jou lees wat ons gepubliseer het hierdie maand. Die heel eerste gedeelte is Groete Bietjie Magrietjie en hier gaan ons. Dis maklik om enige iemand wat van God en oor God en deur God skryf 'n bediening te noem. Maar ek dink dit is baie gevaarlik om daardie plakker op jou te plak, want dan begin jy skryf wat mense wil hoor en nie 'n eerlike weergawe van wat jy werklik beleef in jou Martha en Maria oomblikke nie. Dit is vir my persoonlik 'n missie om soveel moontlik van my generasie se vroue te bereik en te bemoedig om die moed van hulle oortuiging te hê en nie vas te val in die deegsaamheid nie. Ek wil oordra dat jy meer ingestel is op hoe God jou sien en lei en hoe ek dit probeer vasvang in my skrywes, want ek gaan self daardeur. Ek ontdek waarhede in die woord wat my skok in die eenvoudigheid, maar weet dat die oordra daarvan kompleks is en rebels kan voorkom. Sommige mense sien my as opbeurend en dapper, ander sien my as rebels en oordadig. Ja, ek lag baie hard en kan ook vloek en ek praat vurig met my hande, maar ek het ook 'n baie stil kant, want dan spits ek my ore. Gaan lees bietjie hoe onstabiel Dawid was van dag tot dag en dan sal jy my dalk 'n bietjie meer verstaan. Wat ek probeer oordra vir jou liewe mens, is dat jy geen beheer het oor hoe mense jou sien nie. So moenie dat opinies, selfs oor jouself, jou vorm nie. Daardie voorreg behoort aan die pottebakker en jy moet net op die wiel bly, sag en gehoorsaam, al loop die trane en brand jou hart. Die enigste ding wat werklik saak maak wanneer die stof aan die einde van die dag gaan lê, is waarvoor jy jou hande uitgesteek het vir ander. My persoonlike genadegawe het ek ontdek in Romeine 12 vers 7 en in besonder die tweede deel. Dis waaroor ek skryf. So as ek verlore raak in my gedagtes of as ek iets anders moet doen, dan herinner dit my as lofskrywer. As jy oor die gawe beskik om ander mense te dien, dien hulle dan met oorgawe. As jou hemelse geskenk is om ander te leer waaroor ons verhouding met God gaan, doen net dit. Liefde maak my dapper. Kom ons bid 'n bietjie. Abba Vader, God van ons Here Jesus Christus, ek vra dat deur U Gees ons die kennis kry wat ons nodig het om in hierdie lewe reg op te tree en lief te hê soos U ons liefhet. Ek vra ook dat elkeen van ons wat U met 'n skoon hart aanroep, U al hoe beter sal leer ken deur alles wat U vir ons duidelik maak. U het soveel meer as daaglikse behoeftes en voorsiening vir ons in gedagte. Ek bid verder dat God ons geestelike oë sal oopmaak, sodat ons sal kan besef wat ons van hom kan verwag, nou dat hy ons na hom toe geroep het. Mag God vir ons as sy spesiale kinders gee, wat syne is in sy genade. Verder bid ek ook dat ons sal agterkom dat die krag van God wat in ons werk sterker is as enige iets anders. Nou regeer Jesus oor alles en niemand en niks sal ooit belangriker wees of sterker as Jesus kan wees nie. Nie nou nie en ook nie in die toekoms nie. Amen. Kom ons dig 'n bietjie Magrietjie. Ek eer my ma in hierdie maand. Mamma Moekie, moederlief. My hart klop toeka en nou. Die langste ken my ma my, as baba en as vrou. Deur bars van blydskap, skeur van seer, het moeder saam my gestap. Keer op keer en weer, die dorings en die rose pad. Deur storms en deur pitte, op berge en in dale, deur paleise en deur hitte, lief moeks my vir die vale. Dankie my liefling moeder, koningin van my Magrietjie hart. Dankie my engel mamma mens, vir elke stukkie pad. Geloof, geduld, genade, is wat moeks my laat besef. Geen deel van my lewe ly skade, wat my ma se sorg nie oortref.